Baie welkom julle. Hoop dit gaan goed met almal. Ons gaan vandag gesels oor Jesus wat ons hoor as ons iets vra. Maak nie saak wie hy is nie. Ook gaan ons luister na 'n verhaal in die Bybel waar Jesus na 2 mense geluister het. Daarna gaan ons gesels oor wat dit vandag vir ons beteken. Kom ons bid eers saam. Dankie Here dat U ons altyd hoor. Maak nie saak wie ons is nie. Amen. Watter mense word maklik gehoor? Wie word nie sommer gehoor nie? Hoekom word party mense maklik gehoor en ander nie? Hoe besluit mens wie hulle moet help? Dink aan 'n keer toe iemand jou gehelp het, toe niemand anders wou nie. Kyk na hierdie video. Wie dink julle het die seun se stem gehoor? It was the biggest race of the year. And no matter what, I was going to win. Sometimes things happen you just can't explain. Oh, I believe there are angels among And us, some things are more important than winning. sent down to us from somewhere up above. They come to you and me. I don't remember who won the race that day, Hours to show us how to live. but I'll never forget how I felt. Teach us how to give, to guide us. Including others. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Die Bybel het ook stories van mense wat wou hê Jesus moet hulle hoor en help. Kom ons kyk wat oupa Abi vandag vertel. Hallo julle. Dis vir oupa Abby verskriklik lekker om te praat oor die vrou met bloedvloeiing en Jairus se dogtertjie. Die storie is so geskryf dat daar verskille gesien kan word tussen die vrou en Jairus. En behalwe vir die verskille, is daar ook goed wat dieselfde is tussen die twee. So kom ons kyk mooi as jy lees daar in Markus 5 of jy die volgende verskille kan sien. Nommer 1. Jairus is 'n baie belangrike man. Die vrou, ons weet nie eers wat haar naam is nie. So die storie wil eintlik sê, sy was so onbelangrik, mense weet nie eers wat is haar naam nie. So is 'n belangrike man en 'n onbelangrike vrou. Jairus was so belangrik, hy was deel van die godsdienst en almal het geweet wie hy is, en hy kon tussen almal loop en vir hulle vertel van God en so, en van die Ou Testament. Die vrou, omdat sy hierdie spesifieke siekte gehad het, het mense gedink sy's onrein. Onrein is 'n ander woord vir sê maar vuil. Mense het gedink sy's vuil, sy mag nie by jou kom nie. Dis nie die regte woord nie, maar dit help ons om te verstaan hoe hulle gedink het. So ja, Jairus kom tussen almal rondloop, en die vrou moes eintlik maar weggebly het. En dan, in die skare mense, so tussen almal, in die geraas, kom die vrou na Jesus toe, en maak Jesus al gesond, wanneer sy die wonderwerk waarvoor sy gehoop het, probeer gaps, sy vat, en dit so skelm in Jesus se klere. Ja, hier is weer, vra openbloot vir almal om te hoor, Jesus, asseblief, kom na my huis toe. Jesus gaan na sy huis toe, en dan is daar aanvanklik chaos. Ja, daar's klomp mense wat huilende kere gaan, maar dan jaag Jesus hulle uit, en dan in die stilte, in die huis, papa, Jairus, en mama, en die dooie dogtertjie, en Jesus, net hulle, in die huis. En dan wek hy Jairus se dogtertjie op, hy maak haar weer lewendig.
So die vrou in die stad tussen die klomp mense en chaos, gaps 'n wonderwerk. Jairus vra openbloot en in die rustige stilte van sy huis maak Jesus die dogtertjie lewend. Ons sien daar's groot verskille tussen Jairus, deel van die kerk van die tyd eintlik, en die vrou eintlik verstoot en uitgejaag en onbekend. Dis die verskille tussen die twee. Maar wat is dieselfde? Maar dieselfde is, albei weet, hierdie Jesus het ek nodig. Ons weet die storie is so geskryf dat ons dit moet raak sien, want die vrou het vir 12 jaar lank die siekte gehad. En Jairus se dogtertjie was 12 jaar oud. Dis spesifiek so vir ons gesê dat ons moet kyk, wat is die verskille en wat is dieselfde? Albei het Jesus nodig. En wat het Jesus gedoen? Hy het albei gehelp. Dit is vir oupa Abby so mooi, want dit beteken, as jy vir Jesus nodig het, moenie dat iets jou keer nie. Praat met hom. Dink nou bietjie oor die volgende vraag. Hoe help oupa Abby jou om oor die teks te dink? Leer dit ons dalk iets van God? Hoekom vertel Markus hierdie twee stories so gelyk? Die vrou se genesing en die dogtertjie van Jairus wat opgewek word. Is dit nie maar in ons daaglikse lewe ook so, dat ons verskillende mense kry, maar met dieselfde probleem nie? Voel jy meer soos die vrou, wat skelmpies in die geheim vir Jesus iets wil vra? Of voel jy meer soos Jairus, gereed om dit hardop en sonder skaamte uit te roep vir almal om te hoor? Hoekom sê jy so? Onthou, God aanvaar ons soos ons is. Jesus verhoor Jairus en die vrou se gebede. Albei se versoeke word aan voldoen. Wat leer dit jou van Jesus? Hoekom verhoor hy albei se gebede? Dalk om ons te wys, almal is vir God ewe belangrik? Dink nou verder hieroor. Wanneer wil mense eerder saggies en in die geheim bid, soos die vrou? Hoe help hierdie storie daardie mense? Of wanneer is mense gereed om hardop uit te basyn waarvoor hulle bid, soos Jairus? Hoe help hierdie storie daardie mense? Wat doen hierdie verhale aan jou? Kom ons bid saam. Here, help mense wat so skaam voel, dat hulle alleen in die geheim moet bid vir wat hulle nodig het. En ook die wat so raadop is, dat hulle nie omgee om dit in die openbaar uit te skree nie. Help dat ons ook mooi sal luister, om mense te hoor wat dink hulle het nie 'n stem nie. Amen. Dankie julle vir die lekker kuier. Ons sien julle volgende week. Totsiens.